Ek praat vandag met Bradley Lafarge. Hy is 'n aspirantkandidaat hier in Promosa en ons is aan die bokant van die Poortjiedam waar daar 'n klomp samevloeiende probleme is. Water, erosie, riool, 'n brug wat moet gebou word. Vertel jy ons, wat sê die gemeenskap, wat gaan hier aan? Yes, prof, die gemeenskap is eintlik baie ontstel want nou op die oomblik is die pipeline wat hulle mee besig is om die sewage te opgradeer. Dit is al reeds paar maande agter en wat nou gebeur is as dit reën nou die hele tyd nog steeds is dit 'n probleem waar hulle hier tussen die pompstasie en hierdie pad hierso die brug gaan bou. Maar soos prof kan sien hierdie ek is gewoond as dit baie reën kan mens nie hierdie pad jy kan hom totaal nie gebruik, prof. Jy kan hulle wil die pad nou oplig. Hulle wil nou die pad oplig, prof, maar hulle is al reeds paar maande agter, soos prof kan sien hierdie Palestina wat hulle hierso het. Ja, dis 'n kanaal van 'n Dis 'n kanaal, ja, dis 'n kanaal van 'n soort. Staan nou al vir die afgelope 2 maande stil en daar's geen vordering met hierdie goed nie. Soos prof kan sien, die pad lyk nog steeds dieselfde, daar's nog niks gedoen aan die pad self. Dan sit ons ook self met 'n probleem waar hulle nou die pompstasie wil opgradeer van 14 miljoen rand wat hulle nou onder druk is. Hulle wil dit nog graag doen. Dit moet nou hierdie maand gebeur, so gou as moontlik. Sit hulle hier 'n pompstasie in? Man, prof, hierdie pompstasie vir die afgelope tyd is dit baie lank dat hy pompstasie nie reg werk nie. So hier is 'n bestaande ene wat nie werk. Hy werk totaal nie, hy gee baie probleme, hy werk nie. So hulle moet nou hom opgradeer voor die pipeline klaar is. Ja, dit is hoe dit werk. Ja, dis hoe dit werk. So ons is deel van ons gesprek vandag hier in Promosa. Yes, prof. Hier staan 'n klomp mense in die agtergrond. Wat is die rede dat hulle hier staan? Prof, blykbaar het die MMC van behuising vir die mense gesê hulle moet kom, dat hulle kan kom registreer vir RDP's wat gaan gebou word. Maar volgens my kennis weet ek dat die RDP's is die 230 miljoen tussen Ikageng in. So ek kan nie verstaan dat hulle sê nee, die mense moet kom opteken hierso nie. Vir wat's die rede? Kan ek nie verstaan nie, prof. Die mense is baie teleurgestel want die mense weet nie wat te kan doen nie. Dis 'n storie dat hulle moet kom opteken vir RDP's en dan is dit nou 'n ander storie wat fisies op die koerant is wat state dat die 230 miljoen vir die RDP's gaan gebou word in Ikageng in. So ons weet nie wie is besig om vir wie te bevark nie, prof. Watervoorsiening, is dit konstant, is dit goed hier by jou? Prof, kom ek maak 'n voorbeeld in McDonaldstraat waar ek bly. Gaan die water weg na elke 2de, 3de uur as daar nie water in ons pompe nie. So dis 'n groot probleem wat ons mee sit. En ek hoor daar's rioollekke ook. Prof, baie lelik. Baie lelik. Soos ons nou hier staan net hier op in die straat en as jy net so opry, sal prof sien hoe loop die riool uit. En vullisverwydering? Prof, weer eens net waar ons hier staan. Voor die munisipale office gaan kyk hoe lyk dit. Hulle verwyder niks nie. Dit lyk chaos. Vir 'n munisipale office en voor 'n munisipale office lyk dit chaos. Hulle kom maak nie skoon nie. Hulle kom tel nie die goed op nie. As hulle dit eerder sal doen, sal hulle eerder 'n service provider kry om geld te mors om dit op te kom tel.